Verslaaf aan dwelms. Verlos deur Jesus. Op 16 het ek amper in 'n toestand van dwelmverslaafdheid gesterf. So baie ander jong mense het ek gesoek na opwinding en ekstase. Ek het dit ook gekry, maar dit was die verkeerde soort. Toe ek 12 was, het ek marihuana, dagga, leer ken. Al my vriende het boom gerook en ek wou maak soos die groep. Hoe meer dagga ek gerook het, hoe minder kon ek daarsonder klaarkom. Toe dit my nie meer kon bevredig nie, het ek die leer geklim na heroïne. My lewe het bestaan uit bendegevegte, leeglê op straat en daggapartytjies. Ek was nou heeltemal in die mag van die gewoonte en die bietjie geld wat ek gehad het, was nie genoeg om te betaal vir die dwelms nie. Om geld in die hande te kry vir my dwelms, het ek enigiets gesteel wat ek kon verkoop, selfs my familie se besittings. Hierdie vernietigende gewoonte het my van sowel my morele as my fisiese welstand beroof. Eendag tydens 'n bendeoorlog is ek reg onder die hart raak geskiet. 3 weke lank het ek tussen lewe en dood verkeer. In hierdie toestand het ek God beloof dat ek sou verander, as hy my sou help om weer gesond te word. Maar toe ek uit die hospitaal ontslaan is, het ek dadelik weer in my ou patrone teruggeval, en nie lank daarna nie is ek weer gearresteer. Die jaar wat ek in 'n verbeterskool deurgebring het, het geen verskil aan my lewe gemaak nie. Selfs toe ek in opsluiting was, het my kontakte daar buite dit reg gekry om dwelms na my toe deur te smokkel. Toe ek vrygelaat is, het ek my weer in die ou omgewing bevind. Soms het ek daar, lank van die huis af, weggebly en dan op dakke, in parke en in portale geslaap. Een nag, na 'n oordosis heroïne op die dak van 'n woonbuurt, het ek amper 6 verdiepings ver tot onder op die straat geval. As een van die bendelede my nie vinnig gegryp het nie, sou ek my doodgeval het. Maar daar was 'n rede hoekom God my lewe gespaar het. As gevolg van daardie ondervinding en die hele tragiese gemors, het ek heeltemal ineengestort en ook 'n hartprobleem ontwikkel. Die gevolg was dat ek op 16 'n totale emosionele en fisiese wrak was. Selfs psigiatriese behandeling kon geen verligting bring nie. Toe het ek besef ek leef in 'n droomwêreld. Daar was geen geluk of vrede vir my nie. 'n Onophoudelike, meedoenlose innerlike konflik het van my besit geneem. Geheel en al verslaaf, het ek geweet my dae was getel. Van my vriende het een vir een gesterf, slagoffers van die mag van dwelms. Dit het gelyk of daar geen ontsnapping uit my haglike omstandighede was nie. Een aand het familielede my na 'n jeugbyeenkoms by die kerk genooi. Ek het gevoel ek kon niks verloor nie en het saamgegaan. Daardie aand het ek gesien hoe lyk jong mense wat skoon en ordelik is en die Here liefhet. Ek wou soos hulle wees, ek wou ten alle koste verander. Die preek het gehandel oor die liefde van God en sy mag om mense van hulle sonde te verlos. Ek het dadelik geweet dit was vir my bedoel. Ek het gehoor dat God my so liefgehad het dat hy sy seun gegee het om vir my te sterf. Oombliklik het ek geglo dat God iets vir my kon doen. Sonder om langer te wag, het ek my sondes bely. In geloof het ek Christus in my lewe aangeneem as my persoonlike saligmaker. 'n Verandering het dadelik in my begin plaasvind. Met geloof in Christus het ek geweet my gewoonte is oorwin. Christus het die verskil gemaak. Na 'n paar dae het die hinkering na die dwelms heeltemal verdwyn. Ek het 'n ingrypende verandering in my verstandelike, fisiese en emosionele lewe ervaar. Van daardie aand af is vreugde en vrede steeds my deel. Ek en my vrou en kinders het nou 'n wonderlike Christenhuis. Dit alles en nog meer is te vind in Jesus Christus wat vir ons gesterf het. Daar is niemand soos hy nie. Christus gee om vir die verlore gevalle van die lewe. Ek wil dieselfde evangelie wat my lewe gered het, vir jou aanbeveel. Die Bybel sê, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees, sou enige ding vir my te wonderbaar wees. Jeremia 32 vers 27. Wat dit ook al is wat vandag jou lewe verslaaf, Jesus kan jou vrymaak. Die Bybel leer ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees, Johannes 8 vers 36. Hoekom bely jy nie nou jou sondes nie en ontvang Jesus Christus as jou Here en jou Verlosser?